Ons groet ook nou almal wat elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons almal vandag weer saam God se seën en oorvloed ervaring beleef. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Dierbare Heiland, ons kom na U toe vanoggend om U te loof en te prys en te dank. Dankie dat ons weer die wonderlike voorreg het om nog 'n ouderling te kon bevestig in sy ampt. Dankie dat U die een is wat mense roep en hulle vir hierdie besondere diens ook toerus en hulle gebruik as medewerkers in diens van die uitbreiding van U koninkryk. Ons dank U Vader vir al die gawes en die talente wat U vir al ons lidmate gee. En dat daardie gawes ook deur elkeen van ons gebruik kan word om U gemeente as liggaam van Christus te kan opbou. Dankie dat elkeen van ons uniek is. En dat elkeen van ons gawes gekry het wat by ons pas en wat ook nodig is in U koninkryk. Ons wil bid, Vader, dat U ons telkens en deurgaans bewus sal maak van hierdie gawes. En dat ons nie sal skroom of naalaat om dit te gebruik tot U eer. Ons besef, Here, as elke een van ons net ons klein deeltjie bydra, dat dit op die einde van die dag 'n groot verskil maak. En daarom bid ons, Vader, dat U ook vandag in hierdie erediens met elkeen van ons persoonlik sal praat, dat die boodskap wat ons uit U woord sal hoor, sal ingang vind in ons harte, dat ons dit sal verstaan, en dat dit ons sal toerus, sodat ons U kan dien met toewyding en oorgawe, maar ook met die nodige eerbied en respek. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Maar vanoggend het Panda saam met my kerk toe gekom. Sy was nogal ontsteld geweest, so ek wil graag 'n bietjie met haar gesels en kyk of ons haar nie 'n bietjie tot bedaring kan bring nie. Nou, Panda kom al die pad daar van China af en sy is baie skaam en daarom praat sy mos verskriklik sag, maar gelukkig kan ek haar daarom hoor. En sy praat op Pandanees wat ek gelukkig kan verstaan, so ek sal vir julle vertaal wat sy sê. Goeiemôre Panda, hoe gaan dit? Sy sê goeiemôre, maar sy voel verskriklik deur mekaar en verward. Waarom voel jy so deur mekaar en verward? Wat is fout? Sy vra of ek nie vir haar werk het. Panda, nee jong, ongelukkig nie. Sy sê sy moet dringend werk kry. Hoekom moet jy so dringend werk kry? Wat is fout? Sy sê, want sy het 'n WhatsApp gekry. Okay, nou waaroor gaan die WhatsApp? Sy sê, die WhatsApp het gesê dat WhatsApp net verniet gaan wees tot die einde Januarie 2024 en daarna, eintlik het jy gesê 2024. Net einde Januarie. Dan gaan die WhatsApp ophou om verniet te wees en dan moet 'n mens daarvoor betaal. En sy moet nou geld kry, want anders kan sy nie met haar maatjies en haar familie in China praat as WhatsApp nie meer verniet is. Sy sê ek moet asseblief vir haar geld gee. Ai Panda, jong, nee, ek dink dit is fopnies. Hoekom sê jy nou vir my sies? Sy sê kinders van die Here mag nie vloek nie. Panda, nee, fopnies is nie 'n vloekwoord nie. Sy vra nou, wat is dit dan? Okay, nou goed, kom sit hier agter, dan gaan ek dit mooi verduidelik en dan gaan jy ook verstaan hoekom ek sê jy hoef regtig nie bekommerd te wees oor daardie WhatsApp wat jy gekry het nie, want dit was regtig maar net fopnies.
Ons tema vir die jaar is eerbied en ons praat juist daaroor dat ons voor die Here moet buig by sy heilige verskyning en dat ons eerbied aan hom moet vertoon en dit geld vir almal op aarde. Vanoggend gaan ons saam lees uit Paulus se brief aan die gemeente in Galate, die Galasiërbrief, die eerste hoofstuk. Ons gaan lees vanaf die eerste vers. Nou Galate is daar bo in die Midde-Ooste, daar in die Griekelandse omgewing, en ons gaan nou lees wat Paulus dan nou vir hulle skryf. So hulle was nie Joodse Christene nie, hulle was wat ons noem heidense Christene, omdat hulle nie oorspronklik Jode was nie, hulle was hoofsaaklik Grieke gewees. Van Paulus, 'n apostel, en van al die broers wat by my is. Dat ek 'n apostel is, dank ek nie aan mense nie, skryf Paulus. Ek is ook nie deur 'n mens aangestel nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader wat hom uit die dood opgewek het. Aan die gemeente in Galasië, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring. Aan God kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Opskrif dan van die volgende gedeelte waarmee hy sy brief begin, is daar is geen ander evangelie. Dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Jesus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons, of selfs 'n engel, uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê, en ek sê dit nou weer, as iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. So, wat is fopnuus? Dit is lekker om in 'n kindervriendelike gemeente te wees. Hy was nou heeltemal op pad hier na my toe. Oupa se kleinseun. Ek dink hy wou vir Pandag kom haal het. Dis te pragtig. Al kruipende hier na voren. So, wat is fopnuus? Nou as 'n mens vir Wikipedia gaan vra op die internet of prof Google wat is fopnuus, dan kom jy nou uit by 'n definisie en hulle noem dit pro-journalistiek of propaganda. Dis so 'n mooi, maar tog vreemde woord. Pro-journalistiek. Dis goedkoop journalistiek. En propaganda beteken om valse nuus te versprei. Ja, dit bestaan uit doelgerigte leuns. Dis informasie, verdraaide waarheid of bluf stories. So fopnuus is niks anders as liegstories. En daarom Panda, hoef jy regtig nie bekommerd te wees oor daardie berig wat jy gekry het nie. Dit is nie die waarheid nie. Jy sal sien in Februarie gaan WhatsApp nog steeds gratis wees. Dit gaan jou maar net data kos en data is nou ongelukkig nie verniet nie, maar WhatsApp self is gratis. En daardie fopnuusberig het julle almal seker al een of ander tyd gekry. En dit kom al 'n lang pad. 'n Hele paar jaar terug het dit die eerste keer al versprei. En kort dan kom dit nou maar weer, wat iemand dit iewers kry en dit maar weer aanstuur. Fopnuus word deur die tradisionele pers, soos byvoorbeeld in koerante, uitsaai nuusmedia, soos op die televisie en die radio se nuusberigte, of sosiale media versprei. Sosiale media ken julle baie goed, ek hoef julle nie te vertel van Instagram en Twitter en Facebook en WhatsApp en al daai goed. Julle almal werk elke dag met daardie goed, of meeste van julle.
En ons moet verstaan dat fopnuus en satire nie dieselfde ding is. Satire is iets wat nie waar is nie, maar wat oordrewe is, maar waarvan die doel humor is. Die doel daarvan is om as jy dit lees, vir jou sommer dadelik te laat lag. Fopnuus daarenteen het al 'n ernstige ondertoon. Dit lieg ernstig. Dit wil hê jy moet dit glo. Dit wil nie hê jy moet daaroor lag. So mens moet die onderskeid dan tref tussen fopnuus en satire. Fopnuus is soos 'n onkeerbare brand, want dit is soos 'n kinderstorie. 'n Onkeerbare brand, daar's nou weer vreeslike brande in die Kaap waaroor ons baie jammer is en ons wil moet ernstig daaroor ook maar bid, want dis maar 'n probleem om die brande daar wêreldwyd geblus te kry. En so 'n brand begin met 'n klein vuurtjie. Iemand loop dalk in rook, en as hy nou klaar gerook het, gooi net so 'n sigaretstompie daar iewers in die veld, die wind waai, en hy laat 'n vonkie ontstaan, en daai vonkie steek 'n grasie aan die brand, en dan begin daar die Kaapse fynbos, wat so baie olierig is, dan begin dit brand. In Australië, daai vreeslike bloekombosse, en daai verskriklike brande wat hulle ook daar kry. Daar was ook groot brande in Kanada gewees onlangs. Dis 'n ding wat net begin, hy begin klein, maar hy word baie vinnig so groot, dat hy heeltemal hand uitruk, en fopnuus werk net so. Dit skep verwarring, en omdat dit so vinnig versprei, veroorsaak dit grootskaalse verwarring. Dit maak mense deurmekaar. Hulle wonder daaroor, hulle wonder of dit die waarheid is, hulle sukkel. En baie mense se bogmeters werk ongelukkig nie. Nou, dis my ook 'n baie mooi woord wat ek daar op die internet opgespoor het, bogmeter. Bogpraat is mos om nonsens te praat en te jok en te lieg, so fopnuus is niks anders as bogpraat. Nou, mense daar 'n ingeboude bogmeter. Dis om wanneer jy iets lees, aan te voel of in te sien of dit die waarheid is en of dit 'n liegstorie is. Nou lyk dit vir my asof baie mense se bogmeters nie so lekker werk. Hulle sukkel om daardie onderskeid te tref tussen die waarheid en die leuen. En partykeer word die leuen so goed vertel, net so klein kinkeltjie gegee, laat dit presies soos die waarheid klink, maar nie die waarheid is nie. En as jou bogmeter nie baie sensitief ingestel is nie, gaan jy dit nie agterkom. Dan gaan jy met 'n slap riem gevang word. Afrikaans is sulke mooi idiome. Baie mense is geneig om eerder die leuen as die waarheid te glo. En dis ongelukkig ook waar. As mense na jou toe kom met 'n kinderstorie, is dit amper makliker om die kinderstorie te glo, as wanneer iemand na jou toe kom om vir jou feite te vertel van iemand anders. Dis asof ons 'n krywing het, soos die Engelse sê, vir die kinderstorie, vir die leuen, vir dit wat nie die waarheid is nie. Dit is waarom dit soos 'n veldbrand net onkeerbaar word en vinnig versprei. Al hierdie redes dat dit verwarring skep, dat baie mense se bogmeters nie so goed werk nie, en dat mense geneig is om eerder die leuns as die waarheid te glo, dit maak dat mense 'n teelaarde is vir fopnuus en vir fopnuusverspreiders. En nou het ons boonop die internet tot ons beskikking, en sosiale media, en ons het fone wat slimmer is, partykeer as wat ons is. Want daai foon kan somme doen wat jy nie meer kan doen. Kan nommers onthou wat jy nie meer kan onthou. So die fone word al hoe slimmer, maar ons, nou nie sê ons word al hoe dommer nie, maar dit voel vir my partykeer so. Ons is 'n teelaarde vir fopnuus en die verspreiding daarvan. Die vraag is, waarom sal mense nou sulke goed doen? Hoekom sal mense fopnuus opstel? Doelbewus die leuen vertel. Wat sou die rede en die motivering daarvoor wees? Fopnuus het ten doel om mense te mislei, sodat iemand in die proses skade kan ly. So fopnuus wil seermaak, wil benadeel,
wil iemand indoen of te nakom. Fopnies het dus geen edelmotiewe nie. Dit het baie bybedoelings. Daar is partykeer finansiële redes. Daar word gepraat van klik-lokaas. As daar nou so 'n fopniesberig uitkom, is daar partykeer 'n skakel waarop jy moet klik. Maar dis eintlik 'n lokaas om jou by 'n bepaalde webwerf uit te kry. En daai webwerf het adverteerders wat op daardie webwerf adverteer. En vir elke persoon wat na daardie webwerf kyk, genereer hy deur daardie advertensies 'n inkomste. Want die adverteerder betaal hom per klik. En daarom word klik-lokaas gebruik om mense te lok sodat dit geld kan inbring. Daar's partykeer ook politieke redes. Politici gebruik hulle Twitter-rekeninge baie keer om fopnuus te versprei, om hulle opponente in 'n swak lig te stel, sodat hulle daardeur kan probeer om hulle kiesersgetalle te verhoog. Daar's 'n sekere nasie in die wêreld wat meestes is op hierdie gebied, en ek gaan nou nie hulle name noem nie, ek het amper. Hulle doen dit nogal goed, hulle politici. Partykeer doen mense fopnuus omdat hulle aandag soek. Daar is mos mense wat 'n aandagafhanklikheid syndroom het. Hulle floreer daarop as hulle kan aandag kry. As iemand hulle tog net kan raak sien. Kyk maar na terroriste-organisasies wat bomme plant. Hoekom doen hulle dit? Hulle eerste doel is nie noodwendig om iemand seer te maak en die bomme te laat ontplof en mense daardeur te laat doodgaan nie. Hulle eerste doel is om raak gesien te word. Dis 'n bewusmakingsveldtog. Want die oomblik as daardie bom ontplof het, dan kom hulle en hulle sê, ons was daarvoor verantwoordelik. Hulle wil aandag trek. Fopnuus het daar dieselfde doel voor oë. Fopnuus wil graag wanpersepsies skep. Dit wil hê mense moet onder die indruk kom van iets, en daardie iets is 'n leuen, en daarom noem ons dit 'n wanindruk. Nou daar's ook 'n vak op universiteit wat 'n mens kan neem, hulle noem dit perseptologie. Dis die studie van persepsies of van opinies, idees, gedagtes. Perseptologie sê 'n mens kan partykeer nie eers met feite persepsies verander. Juis omdat mense geneig is om eerder die leuen as die waarheid te glo. Ouens wat fopnuus versprei wil graag mense manipuleer en hulle wil mense verkil. Uit hulle idees uit die waarheid uit of uit hulle geld uit. Partykeer doen hulle dit om hulle lesersgetalle te verhoog, om aanlyn mededelings en internet bladtrek inkomste te verdien. Ek het nou gepraat van klik-lokaas en dis presies waaroor dit gaan. Meer mense te kry om dit te lees. Want wat sê hulle baie keer aan die einde van so 'n fopnuusberig? Jy moet dit aanstuur. Dan kry 'n mens party fopnuusberigte wat 'n geestelike karakter het. Dit lyk of dit die evangelie versprei. En aan die einde van daai berig staan daar, as jy dit aanstuur, dan gaan jy al hierdie seëninge van die Here ontvang. Maar as jy te skaam is om dit aan te stuur, dan gaan jy hierdie strawwe ontvang. Nou die oomblik as jy dit onder so 'n berig sien en jy stuur dit aan, dan werk jou bogmeter glad. In my opinie. Ekskuus as ek nou iemand beledig, maar dis my opinie. Dwaalleringe is eintlik maar niks anders as fopnuus. Dit wat Paulus daar in die gemeente in Galate beleef het, was mense wat fopnuus versprei het. Hulle dwaalleringe het doelbewus mense mislei en hulle verwar
hulle onder 'n wanindruk gebring en 'n wanpersepsie onder hulle geskep. Paulus begin deur sy gesag as apostel in hierdie gedeelte te verduidelik en te verdedig, deur te sê dat dit God die Vader en Jesus Christus is, wat hom geroep het om hierdie werk te doen, en dit wat hy verkondig, kry hy van God self af. Dis nie 'n mens wat hom aangestel het nie, en dis ook nie 'n mens wat hom geleer het wat om te sê en wat die inhoud van die evangelie is nie. Hy het dit by God self gehoor. En daarom is dit wat hy verkondig die waarheid. En kan hy daarop aanspraak maak. En dan groet hy hulle met genade en vrede, en dan val hy sommer met die deur in die huis. Paulus sê hy is verbaas. Hy kan dit nie glo dat hierdie gemeente se bogmeters nie gewerk het. Hy kan nie glo dat hulle so maklik en so gou hulle self laat mislei het deur die dwaalleraars. Jy sien, Paulus het ons nou gereis daardeur die Midde-Ooste en die Mediterrane gebied, en oral waar hy gekom het die evangelie verkondig, en as daar 'n groepie mense is wat dit aanvaar het en daarin begin glo, dan is 'n kerk gestig. In daardie gemeente is dan ouderlinge en diakens verkies en aangestel in hulle ampte, om dan vir die gemeente verder te sorg. En so die gemeente begin groei en meer mense deel van die gemeente geword. En dan het Paulus na die volgende dorp toe gegaan en presies dieselfde gedoen. En dan wanneer hy nou so verder gegaan het, dan skryf hy weer briewe vir die gemeente daar waar hy begin was, net om weer met hulle kontak te maak en weer met hulle in verbinding te bly. En terwyl hy nou met sy reise so besig is, toe hoor hy dat die gemeente daar in Galasiërs besig is om die pad byster te raak en dat hulle die dwaalleraars begin glo het en by die dwaalleraars hulle mislei. En daarom skryf hy vir hulle, hy's verbaas, hy kan nie glo dat dit gebeur. Hulle is in verwarring gebring deur hierdie dwaalleraars. Hulle weet nou nie meer wat om te glo of wat om te doen nie. Hulle het van God wat hulle deur die genade, en dis 'n belangrike punt, van Christus geroep het, afvallig geword. Vir Paulus is die kern van die waarheid van die evangelie, die feit dat ons uit genade verlos word. Besef u dat dit die enigste of die grootste eienskap is wat die Christelike gereformeerde godsdienst waarvan ons deel is, uniek maak. Al die ander godsdienste in die wêreld is gebaseer op 'n redding uit verdienste. Jy moet sekere goed doen in die hoop dat die God wat jy aanbid jou daarvoor dalk sal beloon. Maar ons glo dat ons dit nie kan verdien deur ons gehoorsaamheid, deur ons goeie werke, deur enigiets wat ons uit ons eie krag uit doen nie. Ons word gered deur God. En daarom word ons gered uit genade. En het Jesus vir ons aan die kruis gesterf, sodat God ons sondes kan vergewe uit genade. En al ons dit kan deel maak van ons lewe is om hierdie genade aanbod van God in die geloof te aanvaar en ons eie te maak. Dan is ons verlos. En omdat ons verlos is, daarom doen ons dan goeie werke en is ons gehoorsaam aan God se gebooie. So dis die kern van die evangelie wat hy verkondig. Nou begin hulle afvallig word daarvan en begin hulle op hulle self en hulle eie verdienste staat maak. Hierdie dwaalleraars het niks anders gedoen as om die evangelie te verdraai nie, om dit op sy kop te keer en dit te maak asof dit soos al die ander godsdienste in die wêreld werk. En daarom het hierdie gemeente, toe hulle dit begin glo het, begin om 'n ander evangelie aan te neem as die een wat Paulus oorspronklik aan hulle verkondig het. Deur die fopnuus te glo, het hulle die waarheid nie net verloon nie, maar ook verloor. En het hulle die leuen eerder geglo as die waarheid. So wat behels hier die dwaalleraar? Ek het nou iets daarvan gesê, dat heidense Christene, dis nou hierdie gemeente in Galasiërs, die Grieke, dat hulle eers die Joodse gewoontes, feesdae, tradisies en wette moet aanneem en gehoorsaam, voordat hulle Christene kan wees. So hierdie dwaalleraars was waarskynlik Joodse Christene gewees, wat toe Paulus nou vertrek het, daar aangekom het,
En vir hierdie gemeente toe hulle agterkom, hierdie mense is ook Christene gesê, maar weet julle wat, julle moet ook die Sabbatsfeeste, die Nuwe Maansfeeste onderhou. Julle moet ons Joodse tradisies, die Purimfees en alles wat daarmee saamgaan, julle moet dit ook doen, die groot Yom Kippur fees, die groot Versoendagfees, julle moet dit alles ook gehoorsaam. Die 10 gebooie van Moses en al die Talmud wette en goed wat die Joodse skrifgeleerdes daarmee saamgegee het, julle moet al daardie wette en goed ook gehoorsaam, sodat julle gered kan word. Dis die evangelie wat hulle toe kom verkondig het. En hulle het nog 'n stapie verder gegaan en hulle gesê, maar al die Jode is besny, so julle moet ook besny word. Julle moet besny word. As julle nie besny is nie, dan kan julle nie Christene wees nie. Dis waarop dit neerkom. Hulle het dus geleer dat 'n mens vrygespreek word, verlos word, vergewe word, omdat jy die Joodse wette gehoorsaam. Omdat. En dit wil sê, jy word uit jou verdienste gered en verlos. Die dwaalleraars en almal wat hulle laat mislei het, sê Paulus, God gaan hulle straf, die vloek van God gaan hulle tref, en hy sê dit 2 keer. Maar wat is die waarheid? Paulus vertel baie mooi wat is die waarheid. God red ons uit genade, wanneer ons Jesus Christus in die geloof aanneem. Hy red ons nie uit ons eie krag of ons eie verdienste. Anders sou ons nie Christus nodig gehad het nie, het Jesus verniet aan die kruis gesterf. Dis nie nodig om eers Jode te word nie, sê Paulus vir hulle. Dis nie nodig om eers die Joodse gewoontes en tradisies en gebruike aan te neem en die feesdae te onderhou nie. Dis nie nodig om besny te word voordat jy 'n Christen kan word, voordat jy 'n kind van God kan wees, en voordat jy deel kan wees van God se verbondsvolk. Hy verduidelik mooi vir hulle, en julle kan nou maar die hele Galasiërsbrief gaan lees, dan sal julle sien, dis 'n kort opsomming van die hele Galasiërsbrief. Hoe dat hy vir hulle sê, maar julle is ook kinders van Abraham, omdat julle glo in Jesus Christus. Dis wat jou 'n kind van Abraham maak, met ander woorde wat jou deel maak van die volk van God. Dis nie die besnydenis. Dis nie die bloed wat in jou are vloei nie. Jou voorgeslagte nie. Dis nie die onderhouding van die wet in die Joodse feesdae nie. Dis God se genade en geloof alleen wat jou deel maak van die verbondsvolk. Christus het ons uit genade vrygemaak sodat ons nie meer slawe moet wees van 'n wettiese godsdienst. Paulus sê die Jode is eintlik slawe van die wet. Van die wet het hulle in sy mag. Hulle moet die wet gehoorsaam, in die hoop om dalk moontlik miskien gered te kan word. Want ons weet almal, ons doen sonde. Ons weet almal, ons oortree die wet. As ons gered kon word deur wetsgehoorsaamheid, dan sou niemand gered word. En dit verduidelik hy vir hulle in daardie brief. So wat is die boodskap wat God hierdeur vir ons wil gee? Ek dink in die eerste plek moet ons verseker weet dat ons die waarheid so goed ken dat ons weerbaar kan wees teen dwaalleringe, fopnuus en ander leuns. Ons moet ons bogmeters bietjie in stand hou. Ons moet dit 'n bietjie gaan versien, ons moet dit gaan diens, ons moet gaan kyk hoe goed dit werk. Jy weet, omdat ons Christene is en lief is vir die waarheid, kinders van God is en God, die God van waarheid is en die duiwel die vader van die leuen is, daarom wil ons graag altyd die waarheid praat en ons streef daaroor. En ons, omdat ons die waarheid praat, dink almal wat ons teekom, doen dit ook. Maar ek wil vir u sê, die teendeel is eintlik waar. Die meerderheid stories wat 'n mens hoor, is eintlik leuns, want die meerderheid mense is op pad na die hel toe, en hulle is kinders van die duiwel, soos Jesus dit ook uitgedruk het in die evangelies. En daarom is hulle lief vir die leuen. En sal hulle dit eerder as die waarheid verkondig. Christene is partykeer te goed gelowig wanneer dit by mense kom. Ons vertrou te maklik.
En daardeur wil ek nou nie sê, iemand wantrouig wees, en iemand dink almal wat met jou praat, lieg vir jou, of wat ook al. Ek probeer maar net sê, sorg dat jou bogmeter werk. Oefen hom, versterk hom, en deur die waarheid te ken, is die beste manier om jou bogmeter in stand te hou. Ken die waarheid deur die Bybel te bestudeer, deur die belydenisskrifte te gebruik om jou te help om die Bybel te verstaan. Dis waarin die waarheid saamgevat word. As jy dit goed ken, dan gaan iemand jou nie maklik kan mislei met hulle bogstories nie. Ons moet seker maak dat ons bogmeters baie goed funksioneer. Ons moet eers die feitelike korrektheid van berigte met behulp van betroubare bronne deeglik verifieer voordat ons dit aanstuur. En onthou, Prof, Google is nie 'n betroubare bron nie. Baie mense dink dit is, maar dit is nie, want enige iemand kan enige iets op enige website, selfs op Wikipedia laai. Jy sal partykeer sien as jy Wikipedia lees, dan staan daar bronne ontbreek. Daar's allerlei feite genoem, maar daar word nie bronne gegee. Maar as daar nie bronne is nie, dan moet jy al klaar 'n bietjie op jou hoede wees en suspisieus wees. En as daar bronne gelys word, gaan kyk wat se bronne is dit. As dit die huisgenoot is, Sari, Rooi Rose, een van die ander tydskrifte, onthou, dis eintlik ook nie betroubare bronne. Koerante ook nie eintlik betroubare bronne. Eintlik is dit net wetenskaplik geverifieerde apparate wat meeste van die tyd betroubare bronne is, en 'n mens moet hulle ook maar met 'n knippie sout partykeer vat. Partykeer word dan maar gekat en gepuis en gekopie en geplak en gewat ook. Verifieer die bronne. Maak seker dat dit wat jy hoor die waarheid is. En as dit oor iemand gaan, praat met daai persoon. Vind uit, wat is daai kant van die saak? Want hulle sê mos, daar is jou kant van die saak, my kant van die saak en die waarheid. Dit lyk nie altyd dieselfde. Maar hoor net, wat is die ander een se perspektief ook? Wat is sy kant van die saak? Voordat jy sommer maar net stories wat jy gehoor het, oordra of aanstuur. En ek dink dit geld vir alle berigte. Paulus sê vir die gemeente, al hoor julle 'n ander evangelie selfs van 'n engel uit die hemel, moet julle dit nie glo nie. Want hierdie evangelie is die waarheid. En as jy nou Galasiërs gaan lees, dan kom jy agter Petrus. Petrus was een van die ouens wat toe hy by die gemeente in Galasië gekuier en geëet het, lekker saam met hulle gekuier en geëet het, maar toe daar van hierdie Joodse Christelike broers daar aankom, van hierdie dwaalleraars wat die fopnuus versprei, toe ewe skielik begin hy net kosher eet. Toe wil hy nou nie meer saam met hulle eet. En Paulus het hom ernstig daaroor berisp en gesê, Petrus, maar dit werk nie so nie, dis bietjie 'n tweegesig om so te lees. So hy sê, selfs al kom 'n engel, en hy vertel vir jou 'n ander storie, as hierdie verhaal van die evangelie van Jesus se verlossing uit genade alleen, moet jy dit nie glo nie. Moenie dink omdat dit van iemand kom wat in aansien hoog is, dat dit noodwendig die waarheid is. Kontroleer die feite, verifieer dit. Ons moet ook leer om ons aanlyn aktiwiteite deur ons eerbied vir God te laat bepaal. Dit waarmee ek daar besig is op my selfoon, op my rekenaar, met my sosiale media, met my internet, oefeninge en rondswerwinge, dis alles wat ek daarmee besig is, regtig tot eer van God. Word dit regtig gelei en bepaal deur my eerbied vir die Here. As ek 'n verspreider van fopnuus is, wat ek maar net gekry het en sommer maar net weer aanstuur, dan wonder ek of ek regtig dan dit ook tot eer van die Here gedoen het. Ons eerbied vir God moet alles bepaal, ook dit. En ons moet goed begryp dat daar net een ware evangelie is. Dis die evangelie van verlossing uit genade deur die geloof in Jesus Christus. Dis die evangelie wat ons moet versprei. Dis die goeie nuus wat ons met die hele wêreld moet deel, wat maar soos 'n veldbrand kan versprei, want dis die waarheid. Dis nie fopnuus nie.
Inteendeel, dis nie net dat ons dit kan versprei nie, ons moet dit ook versprei. En ons het daardie opdrag by die Here self gekry. Mag die Here se genade vir ons so groot wees, dat ons die waarheid goed begryp en goed verstaan en goed leer ken, sodat ons bogmeters uitstekend kan funksioneer, en ons nie kan deel word van fokkiesverspreidingsnetwerke, maar dit eerder kan teëstaan tot eer van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons is vanoggend regtig dankbaar dat U ons uit genade verlos het. Want as ons op enige ander manier die verlossing moes kry, sou dit nie gewerk het nie, sou ons dit nooit gehad het nie. Dit is juist die genade in Jesus Christus, wat vir ons die kinders kan laat wees, wat ons kan help om ons sondige natuur te oorwin. Ja, Here, U het ons tot vryheid geroep, nie om slawe van die wet te wees nie, maar om verloste, weliswaar sondaars te kan wees, maar sondaars wat vrygespreek is, op grond van die kosbare bloed van Jesus Christus. En daarom, Here, is daar hier binne in ons 'n stryd teen ons sondige natuur. 'n Stryd wat ons alleenlik kan wen deur U Heilige Gees. U Heilige Gees wat ook noodsaaklik is om ons te help om ons bogmeters goed te laat werk. Daarom bid ons dat U Gees ons sal lei, en dat ons die vrug van die Gees ook in ons lewens sal openbaar, die liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En dat ons daardie dinge so sal uitleef en beoefen, dat ons die waarheid van die evangelie kan bekend maak, nie net met ons woorde nie, maar ook met ons dade en ons optrede. Vader, ek bid vir ons gemeente en ek wil vra dat U by elkeen van ons sal wees, elke oomblik van elke dag, dat alles wat ons doen daarvan sal getuig, dat ons eerbied vir U het. Vader, ons leef in 'n wêreld wat vol data rommel is. 'n Wêreld waarin die leuen asoop afmetings aanneem. Help ons, Vader, om onderskeidingsvermoë te hê, om die ware feite van die leuen te kan onderskei, en om nie verspreiders van die leuen te wees nie. Vader, ek bid vir al die aktiwiteite wat ons die res van die kwartaal beplan. Ek bid vir elke kind in ons gemeente wat deel is van ons fantastiese familie. Van die kleinste tot die grootste, en van die oudste tot die jongste. En dankie vir die Bybelonderrigklasse waarin hulle meer van U kan leer en die waarheid beter kan leer ken. Ek bid vir elke onderwyser wat as kategeet optree en die verantwoordelikheid om ook vir die kinders die waarheid te leer. Dat U ook vir hulle sal help, ook in hierdie groot verantwoordelikheid om dit reg te doen. Ons bid ook vir ons jeugaksies, die valkies en die arende, en al hulle aktiwiteite, en dat dit ook alles sal wees tot eer van U naam. Ons bid vir elke mamma en pappa, en elke ouma en oupa, elke ouderling en diaken. Bid, Here, dat U elke een van ons gemeente met hulle aktiwiteite en werksaamhede sal gebruik en sal seën, sodat ons U koninkryk kan laat kom. Ons bid ook vir die siekes, vir die behoeftiges, vir die armes, vir die werklooses, vir die bejaardes, vir die gestremdes, vir almal wat worstel met verslawing, wat worstel met breinsiektes soos depressie. Ag Here, staan ons by en dra vir ons en help ons, soos net U alleen kan. En help ons ook om die nood van ander raak te sien en te verlig, soos U wil hê dit moet gebeur. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Jy het nou geleentheid om vir die Here dankie te sê met die dankoffers.